Ons masjien het getrip. Môre mense, ons gaan gou open met gebed. Here, ons sê dankie vir die wonderlike dag. Here, ons sê dankie dat ons kon opstaan en weet dat ons vandag vir u mense kos gaan maak in u wil. Here, ons sê dankie dat u hand van beskerming en genesing oor ons almal is vandag. Here, ons sê dankie dat u hand oor elke bering, elke belt en alles is hier binne en elke masjien is hier binne. Here, dat die duiwel nie 'n hand vas sal hê en enige ontwrigting sal laat plaasvind nie. Here, ons sê dankie dat u by ons is terwyl ons die mielies maal. Here, ons sê dankie dat ons in u wil vir die mense kos kan gee en maak, Here, wat honger is op die straat, Here. Ons sê dankie dat u by ons sal wees vandag, Here. Ek sê dankie dat u ons leiding sal gee om alles te hanteer, Here. Ek sê dankie dat u by ons is vandag. Amen. Goeiemôre mense, ons is weer hier die voorreg om by TMM te kan wees vandag met blydskap. TMM hier in my agtergrond. Dit is vir ons 'n voorreg om die Here te dank en te sê, Here, dankie dat u ons gebless het met mielies wat gekom het weer. Ons is geseënd, sommer baie mielies, 34 ton. Ons sê vir julle boere weer eens baie dankie dat julle gehoorsaam is aan God se stem en ons bid op hierdie geleentheid, God se seën oor julle, oorvloedig op alle terreine, nie net finansiëel nie, geestelik, vleeslik en alles wat julle aanpak suksesvol sal wees. Julle sorg dat mense se honger gestil word, fisies en geestelik, want terselfdertyd met die mielies wat kom wat ons maal, weer eens sit ons die blye boodskap in, die verlossingsboodskap, die goeie nuus van Jesus Christus. So ja, dis vir ons 'n volle groot voorreg om vandag as 'n spannetjie by mekaar te kan kom, 'n lekker spannetjie wat gaan maal vir die volgende 5 of 6 dae. Daar's groot bestellings wat geplaas is. Dis hongerte daar buitekant, geestelik en fisies en weer eens is School of Fire en sy span Speer, Royes en sy hele span op pad uit volgende week om dit te gaan deel met ander mense en om siele in te bring in die koninkryk van God. So ons gaan wegspring seker binne so 5 minute of 10 minute en dan gaan ons die Here dank en ons sê weer eens dankie vir julle almal wat kyk, wat saai en wat dit moontlik maak dat ons almal kan aangaan. Ons waardeer julle en dankie ook vir elke gebed wat uitgaan om hierdie te kan dra en ons almal te kan dra om te kan vasbyt en te kan deurdruk terwille van God se saak en julle almal. Weer eens, terwyl ons op hierdie lig is, daar's 'n Tannin shop, daar's 'n verkoopslyn, asseblief, daar is nommers wat verskyn op die skerm en op die meelsakke wat ook uitgaan, asseblief, bestel julle meel en dat ons dit dan by julle uitgekoerier kry en kom kuier vir ons hier by die Krokodilplaas, dat ons julle kan wys waar maal ons, die meel aan julle bekend kan stel en dan kan julle sommer 'n bietjie krokodille en alles hierso kom kyk en vir ons kom kuier. Meer as welkom, die Here seën almal van julle in Jesus naam.
kom ek ook persoonlik en ek vra u seëninge oor hierdie masjien. Here, asseblief, ons gaan nou staan, onderste rollers, boonste rollers en hierdie masjien weer eens. Ons doen dit elke keer en dit is 'n goeie gewoonte, want u sê Matteus 7 vers 7, vra en julle sal gegee word. Ons is net operators. Ons kan net doen wat ons as mens kan doen, maar dit wat ons nie kan sien is in u hande. Alles wat in hierdie boks aangaan en alles wat deur die stelsel aangaan is in u hande. So Here, asseblief, ek vra u guns in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Dankie. Ons is weer hier by die meele besig by TMM, Tannie, Muismils, om mielies te maal, om meel te versprei. Mense, ons is altyd so opgewonde, ons kan nooit wag om die masjiene te start en vooruit te gaan nie, maar ons moet altyd onthou, niks in die lewe is altyd klop disselboom nie. Tot Vader het vir ons gesê in Johannes, hou goeie moed, maar moenie moed verloor nie. Die lewe is moeilik. Jy kan moedeloos raak, maar moenie tou opgooi nie, moenie handdoek ingooi nie, moenie moed verloor nie. En ek sê dit vanoggend met 'n rede. Ons sien hierdie hele week al uit, nadat ons die mielies ontvang het, nadat ons beroking gedoen het, nadat ons alle voorbereidings gedoen het om die masjiene te start hierdie oggend, en tog soos baie ander kere gebeur dinge nie soos wat ons wil nie. Ons moet onthou hieruit, dink ek nou vanoggend vir 'n geestelike oorlogvoering. Hoe is ek in my lewe met geestelike oorlogvoering? Is ons daagliks, uurliks, minuutliks besig om die duiwel te herinner in sy ewige poel van vuur? Onthou Jakobus 4 vers 7 sê die Here vir ons, weerstaan die duiwel en hy sal van julle af wegvlug. Hy sê nie, nee, alles gaan hemel op aarde wees nie, ons is nog, hoe sê hulle, mens, darms and pains, ons is nog in hierdie wêreld, so die teëspoed kan opduik, en dis wat nou vandag ook weer gebeur het hierso, ons masjien het getrip in die produksieproses, en dit gooi ons uit, want ons het 'n hele vrag meel wat ons vervaardig om uit te reik, en ons groot goal is om honger siele en honger vlees mense te kan bereik. Dit gooi ons terug, want jy werk op produksie, soos julle mense, besigheidmense wat produksie uithardloop. Jy het 'n sekere kwota wat jy vir daai dag moet uitsit. So ja, die masjien het getrip, ons moes nou stop, ons moet die hele masjien weer oopmaak, ons moet alles wat in is, moet ons uithaal, anders te trek het te veel krag, hy byt vas, jy kan nie. So wat gebeur nou? Op die einde van die dag gooi dit ons hele dag terug. Mense raak, ek weet nie as julle mooi kan kyk, hoe sit my sweat nie teen my voorkop nie. Ja, dit is nie omdat ek baie honger is of baie bang is nie, dit is omdat ek bietjie opgetens is hierso, want ons wil graag hê, ons produksie moet hardloop en moet uitgaan. Maar mense, ek moet vir julle bemoedig, ek is nou uitgebul, ek is platgeslaan, ek het basies gelê, want dit gebeur nie soos ek wil nie, die masjien het getrip en dit is 'n groot storie om hom weer in die gang te kan kry. Maar, ons het nie gaan sit in salt nie, ons het nie gaan hare kloof nie, my spannetjie saam met my, ons het hande gevat, ons het gebid en sê, Here, gee vir ons krag, gee vir ons wysheid, help ons asseblief. En ons het opgestaan, ons het geflash, ons het aangegaan, ons het die masjien weer laat hardloop, ons is nou weer in volle gang hierso. So mense asseblief, die Here sê ook vir ons in Korintiërs, doen alles wat jy doen van harte, vir die Here, nie vir mense nie. Ons kan as 'n spannetjie nou sê, ag, ons moet nou hierdie maal, maar dit is ook nou maar seker maar net vir die wat uitgaan vir 'n mens of vir 1 of 2 siele. Nee mense, doen dit vir die Here. Dis hoekom ons val, maar ons staan weer op. Alleenlik kan ek die Here die eer gee vir 'n spannetjie wat saam met my staan, agter my rug besig is. Ons het nie gaan lê nie, ons het saam gebid, ons het saam gepraat, ons het aangegaan. Moenie as jy gaan val bly lê nie. Jy mors tyd, die duiwel wil hê jy moet bly lê. Asseblief mense, staan op, dink aan God. Jy is geskep in sy moederskoot nog voordat
jou naam aan jou toegeken is, het hy al jou naam geken. Nog voordat jy gebaar is, het God jou geken met liefde. So ja, ons gaan val. Moenie bly lê nie. Moenie vasvang in tik en dwelms en alkohol en sigarette en allerhande, soos hulle sê in die wêreld, verversingkies nie. Nee, gebruik die Here se woord, gebruik gebed, staan vas by Jesus se voete, sodat hy jou kan verkoop, soos hy in Psalm 23 vir ons leer. Val, maar staan so gou as moontlik weer op, dat die duiwel nie nog 'n hou of 2 kan inkry nie. En onthou mense asseblief, doen alles vir die Here. Die Here is 'n jaloerse God. Hy sê, jy moet my lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, met alles in jou, moet jy die Here lief hê. So moet asseblief nie kyk na die omstandighede wat om jou gebeur nie. Bly gefokus op Jesus Christus en weet, wat jy ook al doen, die lewe kan nie floreer met almal in posisies nie. Daar moet dokters wees, mediese dokters, veeartse, motorwerktuigkundiges, daar moet ingenieure wees. Almal is in posisies, maar die groot ding is, wie verteenwoordig jy? Jy verteenwoordig vir Jesus Christus. Jy versprei 'n aangename geur waar jy beweeg. Word Jesus raak gesien. Onthou net, dade praat 90% van die tyd meer as woorde. Onthou dit dat ons 'n Jesus voorbeeld, 'n aangename geur kan wees vir die wêreld. My groot gebed is nou mense, jy wat nou lê, jy wat platgeslaan is, reik uit jou hand. Onthou, Jesus reik sy hand uit na jou, hy's beskikbaar. Vat sy hand, staan op. Vat jou Bybel, lees sy woord, herinner hom aan sy beloftes, hy vra dit. Verkoop jou in Jesus Christus, verryk jou in sy woord en staan op, trek die bil by die horings aan soos wat hulle sê en onthou, doen alles vir die Here. Ons lewe hier op die aarde is 'n kort stukkie. Ons lewe in die hiernamaals is 'n ewigheid. Jy kan dit nie bepaal nie. Gaan probeer sommetjies maak. Die jare wat voor lê is meer as die sandkorrels wat om ons lê. Dit is meer as die sterre wat daar bo in die lug is wat ons nie eens almal kan sien nie. Onthou dit, dis die ewigheid. So ons rukkie op die aarde of dit nou 20 jaar is, 40 jaar is, geseënde 70 jaar, bonustyd 80 is kort met wat kom. Wil jy dit opmors? Vat dit met al twee hande, vat, dien die Here voluit en reik uit na ander, laat meer mense by God kan uitkom en jy gaan beloon word. Die Here sê in Openbaring, jy gaan 'n oorwinnaarskroon kry as jy my dien en volhard tot die einde toe. So my gebed is opgesom, my woord vir julle vandag, as jy val, staan op, die wat lê, staan op, beweeg vorentoe en onthou, jy gaan die oorwinning behaal, jy gaan beloon word vir wat jy doen. Moenie handdoek ingooi nie, moenie tou opgooi nie. Die Here is lief vir julle in Jesus naam. Konstante hoë bloedsuikervlakke is die hoofoorsaak van tipe 2 diabetes, insulienweerstandigheid en oorgewig. 'n Lae GI-dieet kan help om bloedsuikervlakke te beheer, eetlus te demp en diabeteskomplikasies te voorkom. Manna bloedsuikerbeheertablette help om die GI van die voedsel wat jy eet met soveel as 43% te verlaag en daarom help dit om bloedsuikervlakke te beheer. Die produk kan saam met enige dieet gebruik word en is beskikbaar by alle apteke. Besoek mannaplus.co.za vir meer inligting. School of Fire Bybelstudies. As jy vandag 'n sendeling wil word of jy wil 'n pastoor word, maar jy moet by jou huis wees, kan jy oor die pos studeer. Gaan op YouTube, tik in School of Fire Bybelstudies en jy gaan na ons playlist toe en daar sal instruksies wees wat jy nodig het om te volg om 'n pastoor of 'n sendeling te kan wees. Vir meer inligting, kontak vir Ansori Baardenhorst of stuur vir ons 'n e-pos vandag. Jesus like jou.
Hallo almal, my naam is Waldo Engelbrecht en ek is hier by School of Fire nou vir 3 jaar. So ek het gister het ons vir 'n week vir BCI gegaan. Gistermiddag 12 uur het ons teruggekom. Ek werk so 'n bietjie vandag in die meele, 'n bietjie siele te bereik. So die doel hoekom ons 'n meele maak en dit is sakke sit en traktaatjies insit is baie mense daar buite ken nie vir Jesus nie en ken nie die rede hoekom hy gekom het nie. En daar's mense wat glad nie hom ken nie. So ja, dis ons doel om mense wat honger is die sakke voor te gee en dan met die traktaatjie hulle te lei na die Here toe as hulle nie fone of enige koneksies het om op ons Facebookblad en op te gaan en rooi is hulle of Wally hulle te boodskap en te sê lei my na die Here toe nie. Daar is 'n gebed bo op die meelsak en soos ek gesê dit gaan vir honger mense en vir mense wat dit wil koop en dit benodig het. So ja, baie dankie almal, dis waarvoor ons hier is. Hallo, ek het juist die masker aan vandag want ons was besig om te maal by die TMM. Dit is meer vir die stof en goeders en om seker te maak dat daar geen siektes of enigiets kan gebeur nie wat ons dalk het en dit kan versprei nie. Dit is meer vir veiligheid en helpse redes. Vandag toe ons nou hier gekom het ek gevoel ons gaan dit doen want ons doen nou die Here se werk, ons voed vir honger mense op die strate. En toe die masjiene nou getrip het of iets, toe dink ek, hier is Satan weer met sy stories aan die gang. Maar gelukkig was die Here aan ons kant vandag, nou en alles werk nou weer baie beter en goed. En alles loop baie smooth nou. Ek wil net sê dat die Here het 'n doel vir 'n mens elke dag. En elke dag moet jy net met gebed begin en jy moet net weet dat die Here aan jou kant is en dat jy niks en dat dit wat binne jou is groter as dit wat buite jou is en dat jy net voluit vir die Here moet begin werk. Môre, ons is hier so by TMM besig om meelsakkies te voorberei, dat hulle meel kan ingooi om vir mense wat nie kos het nie te kan gee. Maar ons sit voorberei deur ons sit 'n traktaatjie in. Nie net om mense sê liggaamlik te voed nie, maar ook geestelik. Waar die traktaatjie vir jou sê jy is nou kind van God, jy moet nou geestelik groei ook. Met 'n klomp goedjies vir so dat hulle geestelik kan groei mee en so ja, ons berei maar net voor vir die meel wat môre moet inkom hierso. Ek geef nou my hande op, oorgegee aan die koning wat oor die heelal regeer. Het my verlos, my prys het u bloed gekos. Ek buig voor u neer, neem u aan as my Heer, my Skepper en God. Met elke asemteug wil ek die naam net besing.
Jesus my koning wil ek lof en ere net bring. Oorgegee, Here het ek U weer gevind. Op my knie, uitgeroep en U maak my U kind. Vrygekoop en verlos van my sondelas. Die kettings gebreek, my siel genees, deur U bloed gewas. Ek hoor sy stem, as hy tot my hart wil praat. Jesus wil ek die koning en God van my lewe maak. My ankering, my hoop is in hom te vind. Ek rig my oor op die kruis en ek glo, net soos 'n kind. Met elke asemteug wil ek U naam net besing. Aan Jesus my koning wil ek lof en ere net bring. Oorgegee, Here het ek U weer gevind. Op my knie, uitgeroep en U maak my U kind. Vrygekoop en verlos van my sondelas. Die kettings gebreek, my siel genees, deur U bloed gewas. Die Gees is die roepstem wat my roep uit donkerste nag. God bekleed my met heerlikheid, vryheid, met lewe en krag. Al my vrese, my drome, gedagtes, dit berg ek in hom. Elke wapen teen my gesmee, sal ek in Jesus voorkom. Oorgegee, Here het ek U weer gevind. Op my knie, uitgeroep en U maak my U kind. Vrygekoop en verlos van my sondelas. Die kettings gebreek, my siel genees, deur U bloed gewas. Die kettings gebreek.